2021 het hy Ja. triomfeerlik teruggekom op Zandvoort is Jim Clark. So Max skuld die Nederlanders. Ek moet saamstem 2024 was ook 'n baie goeie reis want Hierdie 50-50 split gaan 'n outomaties 'n redelike interessante ene wees. as hulle nie die strategie gaan regkry rondom dit nie. Party mense sal seker nou weer kruisig as mense dit op daai manier noem hierdie. Wat ons het om mee te werk die naweek, bande gewys gaan ook belangrik wees. So ek dink dit sal 'n baie interessante een wees. Goeienaand al die 5 ligte kykers en baie welkom by nog 'n episode waar ons die Nederlandse Grand Prix se preview doen. Makali, En dan lekker om saam met jou weer hier in die studio te wees. Ou, hoe lekker is dit nie om te dink ons het weer 'n naweek waar ons kan uiteindelik die karretjies hoor en sien nie. ja, al klink hulle Ja, okay. soos Henry the Hoover, verstaan jy? Verstaan jy? Net so bo kan die stofsuier. Ja, maar dis 'n spesiale naweek, Kali. Dit is nogal, Want né? dis ons laaste Dutch Grand Prix. Dis hartseer. Dis baie hartseer. Ek dink ons verloor 'n legendariese trek. Ek dink vandat hy weer terug op die kalender gekom is in 2021, Ek kon net sê dis Dit is- lankie. het ons regtig goeie reises gesien. Ja. Ek meen en ek meen dit was net great om dit vir Max te doen in daai een opsig. En maar ons het nog nooit 'n boring reis gehad. Nou was Glad altyd nie. aksie geweest, jy weet, of Daniel Ricciardo breek 'n gewrig of Ja. albei Ferraris Ja. spin hulle self dinge toe of McLaren's wat mekaar uit of Die reën speel 'n rol. die reën speel 'n rol of Ja. jy het Daar is iets. jy het nie jou visplakkies ingepak nie want die sandduine mors mee jou. Verstaan jy? Verstaan jy? So regtig net 'n So 'n lekker baan. fenominale reistrek en is jammer hy gaan van die kalender En af. selfs sy uitleg. Dis 'n tegniese baan. Dit is baie uniek. Ja. Baie uniek. En dit gaan baie interessant wees om te sien hoe ons spanne die naweek gaan vorder rondom die energy deployment. Ag, soveel goed waar ons op praat vanaand, Kali. Staan jy? Maar eers 'n bietjie geskiedenis. Kom ons kyk. Jy weet, die van julle wat nou nie weet nie, eers kom ons begin met die baan. Hy Ja. het 14 draaie. Okay. Hy gaan maar basies 2 of 3 zones hê waar jy overtake mode gaan hê. Ja. Maar dis 'n baie old school track. Ja. En soos sy amptelike eerste Formule 1 wêreldkampioenskap wedren was eers in 1952 gehou. En toe nadat die oorlog nou alles verby is, het dit in hy actually deeltyd dit gehou. Ja. Toe het hy in 1985 van die Ja. kalender verdwyn. Ja. En toe is dit 2021 het hy gekom het. Ja. triomfeerlik teruggekom met 'n see van oranje. Met Max wat sommer die eerste een wen daar. Ek kan nou net sê en Max het nogal redelik seker gemaak dat die oranje nog dikker elke jaar net 'n ekstra bietjie nog meer geraak. 100%. So die ou met die meeste oorwinnings op Zandvoort is Jim Clark. Ja. Okay. Dit is nog wel lekker om 'n slag 'n ou drywer daar se naam te noem. Enige drywer, hy was 'n Skotsman. Ja. En hy het 'n rekord met 4 oorwinnings daar So. en Max sit met 3 oorwinnings, 21, 22, 23. So Max skuld die Nederlanders, okay. 'n vierde enetjie, hè? Ewenaartjie. 'n vierde enetjie. En ek dink dis wat dit eintlik so hartseer en spesiaal aan die ander kant weer maak, is die feit dat ons het nog net 4 vandat hy weer terug is op die kalenders waarin Max daar kon actually gejaag het. Hierdie jaar die 5de een. En dan die meeste pole positions word gedeel saam met
René Alroux Ja, wat vir Renault gejaag het Dis en hom. vir Ligier ja. en dan ook vir Max Verstappen, Max, ja. jy weet, wat ook 3 het. So gaan ons dalk ietsie 'n 4de pole en dalk 'n wennetjie kry. ja. Niks is onmoontlik nie. Callie, ek meen ons het nou nie baie ek en jy het nou nie die Niki Lauda era beleef. Ek meen Ja, Nikkie was so klein bietjie ek meen Nikkie hy het het omtrent opgehou hier in my begintyd. So ek het hom so half want dit is ook gesien waar maar nie die geregistreer dis nie. ook waar die fankar Yes. van Abraham hulle sy laaste Ja, ja. verskyning gemaak het in 85 dink ek. Dis reg. 86. Ja. Dink 85. En en dit was ook jy weet daar's 'n paar Grand Prix wat uitgestaan het vir my met hierdie ene. Nou ek dink nommer 1 21 absoluut. 21 was amazing geweest. Net om te sien dat hy na 35 jaar terugkeer op die kalender en Max bring die oranje partytjie huis toe en wen hom sommer first time out, verstaan jy? Nou lekker en daai partytjie was groot in En daai land. dit was 'n legendariese wen. Ek dink en dan ek moet saamstem 2024 was ook 'n baie goeie reis want Ja. Norris het onverwags Max se kaart getrek daar en sommer die pole position en 'n baie oortuigende victory daar Dis 'n gevat. goeie een. Ja. En dan is daar 'n absolute klassieker ren Oeg. wat ek al 'n paar keer gekyk het tussen Lauda en Prost en ek dink Lauda daar 10de begin. Hulle was spanmaats mos daai Ja, tyd dit as ek reg was onthou. by McLaren ja. En hy het sy pad oopgeveg na sy mededinger Alan Prost toe en toe net met 2/10 van 'n sekonde afgeweer. En sy 25ste en laaste Formule 1 wen en oorwinning behaal in Formule 1. Sjoe. So baie spesiaal. Kan al die legendes in daai baan Daar doen- neergeskryf het, Daar né? doen. Ja. Maar Callie, ek dink weet nie van jou nie, maar ek dink ons gaan 'n paar uitdagings hê met die 2026 motors die naweek, né? Soos wat ons met 'n paar bane het. As So- dit nie amper almal is nie. So wat dink jy is gaan ons uitdagings wees hierso? Weet jy, ek dink hierdie engines, hierdie 50-50 split gaan 'n outomatiese 'n redelike interessante ene wees, omdat hy harde draaie, as jy nou mooi kyk na die uitleg van die baan, ek sal hom weer vir ons nou opsit. As jy kyk, né? ja, hy het nie hierdie egalige daai lift and coast tipe manier van waar jy die energie kan of die laai van die battery weer kan inlaai nie. So met ander woorde, jy het daai vinnige rem, harde vinnige rem situasie wat jy nie noodwendig altyd dan nou battery of genoegsaam kan laai nie. Wat beteken die ouens gaan moet baie mooi konsentreer as dit kom by wanneer gaan hulle daai battery se energie gaan verbruik. Sodat hulle hom op daai finale stryd kan hê. Kyk daai pylvak stryd is eintlik die grootste reguitstryd op die baan. Net so hier en daar, maar hy lê so half met kurwes die ander twee, maar daai een is jou grootte en dit is waar jy eintlik jou meeste krag wil hê. So as jy nou uit die hairpin wat ek reg is draai 3 is, né? Wat die banking het, né? Yes. As jy daar uitgaan dan gaan jy mos net deur daai S's. Daar's hy. Ja. Hierdie twee left-handers. Dis hom. Want kyk, dis daar waar jy ek sien amper 'n halfe spa scenario waar jy met ou Rouge ook amper gaan recharge daar. Afgear, recharge sodat jy nie dit weer met die banking in die laaste corner uit op die stryd uit battery uit hardloop. Uit battery hardloop. So dis nog 'n goeie strategie. Ek stem saam met jou. Nou dat jy dit sê. Dit gaan nogal tricky wees. Ek dink dit gaan nogal 'n groot uitdaging wees. Ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien wie gaan watter tipe strategie voer om daai batterye, want ek moet sê na daai S's waarvan jy gepraat het en dan daai twee linkerhand se draaie
daar's nie veel, ek wil amper sê vinnige draaie daarna oor, behalwe die heel laaste draai, daai wat sit 14. Maar 14 is amper te laat om dan te charge vir daai finale pylvlak. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat se strategie die ouens gaan uittrek om te sien wat daar gaan gebeur. En dan nog 'n ding vir Zandvoort die naweek is dis 'n sprint weekend, hè? Oh yes. En ek dink dis die 5de sprint weekend wat hy host. Ja. Ja, ek dink jy's reg. So ek dink dit is nogal nice. Maar dit sit net weer die druk op die spanne want dit beteken is die 5de sprint weekend wat hy host en jy het slegs obviously jou eerste 60 minute die Vrydag. Dis hom. En dan jou sprint quali. Ja. En dan slaat jy weer sprint race en dan qualifying. En dan is die race. En dan is dit race. So daar's nie baie tyd om jou kar op te sit nie. Wat beteken? Hierdie is vir my amper daai naweek waar as jy nie jou motor ek wil amper sê op die regte verstellingsbaan toe bring nie. Ek praat nie van die fyn verstellingkies wat jy op baan maak en daai goed. Ek praat van ek wil amper 'n simulator werk wat hulle nou al gedoen het. Ja. So met ander woorde, as hulle nie daai werk akkuraat gehad het soos wat dit dalk moes gewees het nie. Ek weet Roos het vroeër in die jaar al gesê hy los die simulator want dit gee nie vir hom 'n akkurate terugvoer wat hy benodig het. Presies, Ja, maar op die ou end as daai goed nie gaan afkom nie, dan gaan daai konstrukteur gaan 'n baie moeilike naweek hê of bestuurder afhangende watter een dit is. Ja, ek dink dis waar jou korrelasie tussen jou simulator en wat gebeur op die baan so belangrik gaan wees. Absoluut. En ek dink ons het al gesien in die vorige regulasies van die Grand Effect karre en hierdie regulasies weet ons dit vat ten minste 2 Grand Prix vir 'n span om regtig hulle updates in te dial, jy weet. So ja, kom ons kyk, ek dink dit gaan 'n baie groot rol speel, maar jy gaan definitief met die medium to high speed corners en dan 'n paar low speed traction corners gaan jy definitief baie data kan optel hierso. O nee, verseker. Wat jou dan gaan launch in vir die volgende paar Grand Prix wat voor lê. Absoluut. Maar met dit gesê, strategie gaan 'n moeilike een wees dink ek. So daar's ek sien daar begin 'n trade-off kom. Ja. Tussen om jou kar op te stel vir track position of quali. Maar dan op reisdag sien ek jy gee iets prys en dan as jy gelukkig is en die temperature is bietjie koeler, dan kan jy dit so half manage, maar as dit 'n baie warm dag is en ons weet Europa op die oomblik is droog. Europa is aan die brand. En as hulle nie die strategie gaan regkry rondom dit nie, dan gaan jou setup van jou motor verkeerd wees en dis krities om hierdie baan. Jy gaan moet want dis die tipe baan waar party mense sal seker nou weer kruisig as mense dit op daai manier noem hierdie Monaco goede, jy weet, die ou nêrens. As jy jy weet, as jy jou posisie gekry het, is dit amper jou posisie waarmee jy gaan klaarmaak. En vir party mense is dit boring om so te doen, maar aan die ander kant weer, jy weet, as jy weet hoe om te beklei 'n Max, jy weet dis nou maar een van die regte ouens, selfs Alonso as hy die kar onder hom het. Ons het net 'n bietjie oor Aston gesels. En dan jy weet dis die kaliber ouens wat iets kan uithaal en vir jou daai ekstra spark kan gee. Dis nou as die uitsending het vir ons gaan bygesê, né? Ek gaan hoop hulle improve dit. As daar twee goed is wat hierdie jaar met improve of in 2027 improve, is dit die kamera werk en die stewardship. Yes, ja. So die vet weet. Ons kan nog op daai lysie sit, maar daar is die twee groot goed. Vet weet. Ek moet sê ek sal enigiets gee dat daai goed, vir al daai kamera werk. Yes, ou. Ja,
Ek het al partykeer gevoel ek wil agter die TV inklim net om te sien wat Verstaan jy? gebeur. Belle vriend en laat hom nie freaking Ja nee, wragtig. troon vlieg. Ja nee. Maar in elk geval, wat ons het om mee te werk die naweek, bande gewys gaan ook belangrik wees. Ja. So in plaas van die 13 stelle droë slieks wat ons kry oor 'n naweek, Dis hom. het ons nou net 12 stelle vir die naweek in die verpligte verdeling van die 2 sessies is die eerste 2 stelle harde bande en dan 4 stelle mediums en 6 stelle sagte bande. So daar is berig dat daar 'n moontlike Noordsee reentjie gaan toeslaan daarso. Kyk, hy is mos maar gewoonlik daar in die omgewing rond. En Veral hierdie tyd van die jaar. ja, en omdat Zandvoort nie verskriklik baie gebruik word nie, gaan hy dusty wees Daar's en die hy. sand gaan daar lê en dit gaan 'n rol speel in terme van grip Absoluut. en dit gaan voor jou op ysery. So Al die eerste en dit is waar Free Practice 1 baie uitdagend gaan wees. verseker. So Hmm. as daar baie running gaan wees die naweek, Ja. gaan ons definitief dit nodig hê om die baan skoon te hou, maar nou weer eens het jy met verskillende tipes rubber wat neergelê word. So Ja. So die drywers en die spanne het hulle way of kom ons sê hulle paadjies is uitgekerf vir hulle daar, so jy weet. Dan die kombinasie van bande wat ons het is ons het eerstens die harde band wat die C1 is. Okay, dan slaan ons oor na die C2 toe. Wat dan die medium band is. Ekskuus. Ons kom ek beweeg gaan af. C2 is die harde band, Daar's so hy. is 'n bietjie sagter. Dan is die C3 wat die medium is wat nog 'n bietjie sagter is, dan is die C4 wat baie sag Baie is. sagte band is, ja. So die betroubaarheid en die durability van hierdie bande gaan 'n crucial rol speel en dit gaan afhang hoeveel wat se payback gaan Zandvoort gee vir drivers. So wanneer gaan jy moet push, wanneer gaan jy moet manage, jy weet, en Dis 'n fyn skill. dis so sleg om oor so iets te praat. En ek sit en kyk nou die dag weer vir Michael Schumacher en Hakkinen en Alonso hulle in die vroeër 2006, 2008. PC wat ook daar. Ja, en dit was 'n sprintreis van begin tot einde. So jy het gekyk hoe vinnig kan jy 'n stint ry op die minste fuel en hoe lank kan jy jou tyres maak werk of dit is daar undercut, overcut, verstaan jy? Jy weet met en ek sien net maar die ouens, ja, ek meen daar het Ross Brown net 98 vir Michael gesê toe hy derde gelê het in Hungary en hy het pace gehad. Toe sê vir Michael, ons het nou 19 qualifying laps opgesit. Of nodig van jou. Ja. En Michael se vinnigste lap in Hungary net in 98 sou hom dieselfde ding gekyk nou die dag. 4de of 5de op die grid gesit. Ja. In 'n race, my bro. Ja. Verstaan jy? Dit is phenomenal. Absoluut. So ek dink die ouens gaan definitief dit bietjie moeiliker hê die naweek want hulle gaan nie daai tipe long lasting grip hê. Nie so jy gaan sien ouens gaan miskien begin op 'n medium of op 'n soft en dan onmiddellik oorskakel hard toe. En kyk hoe ver kan hom vat want kyk alles gaan nou mos oor endurance. Absoluut. So dit is die groot ding. Ja. Ek wil amper sê om so 'n bietjie nostalgies te raak. Oor dit jy het nou so ietsie aangeraak en ek het nogal daaraan gedink toe jy dit nou sê. Ek het nou nie voor die tyd daaraan gedink nie, maar nou dat jy dit gesê het, jy weet, is nogal iets wat ek nou besef wat ons eintlik mis en ek die jonger F1, ek praat nie van ouderdom gewys nie, ek praat van jare wat kyk aan. Ja. Gaan nou dalk nie heeltemal verstaan waarvan ek nou praat nie, maar weet jy, dit is daai refueling het 'n ander tipe soort racing gebring. Dit is waar daai
ek wil amper sê sprint racing vandaan gekom het wat jy nou van praat. Ons het en kyk nou 'n sprint race. Maar ons het daai kaliber racing gehad as 'n volwaardige 72 lap race. Want hulle het 'n ligte kar gehad met minder fuel in. Hulle het bande geruil. Obviously moet jy inkom vir fuel, ek jy net sowel in daai fuel tyd die bande geruil Ja. het. So jy het net soveel meer van daai sprint aksie gehad Jy wat dit net soveel anders gemaak het. maar jy weet dit is hoekom strategie so belangrik raak dan Kali, jy weet. Absoluut. Is daar is 'n op die dag en ons het dit nou al menige male gesien is dat op die dag as die pace dan qualify nie maar kom die race dan klik iets net. Ja. En ek dink dit gaan dieselfde wees. So ek dink die strategie stryd gaan definitief tussen 'n one-stopper en 'n two-stopper wees afhangend van 'n safety car. En ja, ek dink die safety car threat cell is definitief so iets wat tussen die wat 60%, 50% wat 'n ou het hierso. Ja, want ons sit met die voordeel dat hulle nog die pitlane spoed van 60 na 80 toe gemaak het. Wat ewe skielik daai safety car stop nog redelik aanloklik gaan maak. Ja, so ewe skielik as jy 'n VSC het, 'n virtual safety car, nê, gaan jy jou pitstop drasties verminder met omtrent amper 9 sekondes. So van 26 sekondes na 17. Ja. Dit is baie. So dit is nogal groot. So en ek dink jou verbygangsplekke is daar. Jy kan dit maak werk. Ja, absoluut. So ja, ek dink jy weet kom ons kyk, daar gaan definitief vir ons baie aksie wees rondom strategie en ek dink dit gaan almal op hete kole hou. Die vraag dan is Kali is met dit, wat verwag ons van die topspanne? Want ons kyk na Mercedes, ons kyk na Ferrari en ewe skielik is McLaren obviously op die scene. Ja, hulle het ewe skielik opgekruip, né? Stil. En nou skryf ons steeds nie vir Red Bull af nie. Ek dink jy kan nie. Maar jy weet, soos ek vroeër vir iemand gesê het, hulle het my gelag toe ek vir hulle gesê het, jy mag dalk 'n Max naweek wees. Mag dalk wees waar alles wat Red Bull sover gedoen het net klik. Want alles wat McLaren gedoen het en opgewerk het, het net geklik en Hungary, verstaan jy? Ja. So ja. Ek weet nie wat jou gedagtes rondom dit. As ons nou daar oor die Red Bull en Max en goed te praat, weet jy, omdat dit so 'n spesiale plek is vir Max. Omdat hy, kom ons wees nou eerlik, Max is oor die algemeen nie iemand wat verskriklik oor die rekords en daai goed te gaan nie. So dit gaan nie vir hom of hy daai 4de wen kan kry nie. Ek dink dis waaroor nie hy sal nie weet nie sê vir die wen as hy hom kan vat. Nee, maar ek dink vir hom gaan dit oor hy sal die wen wil vat vir die spesiale idee daar agter. Weet jy wat, dis die laaste een in Nederland vir wel ons gaan nou nie weet hoe lank dit in ons hopelik sien ons hom weer in ons leeftyd. Nie laat ons kinders hom eendag eers weer sien nie. Maar so niemand van ons weet nie. Jy weet, dit kan dalk wees dat dit sy laaste geleentheid is om in Nederland fisies te ry, Formule 1. So daar's 'n sentimentele ding dink ek daaraan. En ek dink hy gaan ek dink hierdie is die een naweek of hy kar klik of nie klik nie. Ek dink hy gaan hom maak klik. As jy verstaan wat ek bedoel, daai tipiese Max manier van hy gaan daai kar druk of hy moet of nie moet nie, hy sal vir hom druk net om te kyk of hy nie hierdie nog spesialer kan maak as vir die naweek eintlik reeds is nie. En dit is die groot deel. So die ouens wat wil lag daaroor, ek dink ons meer agter die storie. Max het ek hierdie laaste tyd, weet jy, terwyl ons nou praat van Max het ek het nou al 'n paar onderhoude, onder andere daai groot Nicolas wat ek sê van Tom Buys. Hy het nou al 'n onderhoud of 2 gedoen wat ek gekyk het en hy was nou al so 'n keer of wat ek verskriklik baie geniet as deel van die kommentaarspan op F1 TV.
hy het soveel insig wat hy gee, veral van 'n ou van soos Max. En daar's 'n deel wat ons as kykers nie sien Nee. van Max nie. En is eintlik jammer want dit daar ek het nou al opgetel oor mense met wie ek praat wat nie 'n groot Max aanhanger is nie en een van die goed is daai arrogansie waarmee hy lyk of so. En dis eintlik nie wie Max is nie. Ja, hy's arrogant op die baan en dis sy plek. Hy sal wen, hy sal dit en hoe hy doen. Maar hy sal in die garage instap en hy sê elke liewe mechanic se hand gaan skud en sê vir hulle vra luister, hoe gaan dit by die huis? Hoe gaan dit met jou vrou, jou kinders, jou familie as jy nog nie getroud is nie, maar hy wil hy stel belang in die mens agter die mechanic. En daar's soveel. So in daai opsig, as jy dit verstaan van Max, dan kom jy agter of dan sal so 'n naweek kan jy net vir jouself voorstel, jy weet, daar gaan net vir hom soveel meer in dit lê. Dat hy gaan verseker, ek dink hy gaan 'n groot gevaar wees hierdie naweek net as gevolg van omdat dit die laaste is. As dit nie was vir die laaste een van Zandvoort nie, dan het ek vir gesê dis 50-50, maar omdat dit Zandvoort se laaste een is, ek dink Max is ons grootste gevaar op hierdie naweek. Wow. Wow, dis 'n goeie statement. So, as ons begin, ons gaan kyk na die top 4 spanne. Want dis hulle wat nou die tweede helfte van die seisoen aanpak. Ja. En ons sit met Mercedes wat tans die maatstaf is vir alle motors. Maar Kimi Antonelli en George gaan hierdie gaan ongelooflik moeilik wees om te klop die naweek, dink ek. En ek dink weer eens betroubaarheid gaan 'n groot rol speel want verlede jaar het Mercedes nogal gekalf binne die McLaren byvoorbeeld. Met daai reliability issue. En dan obviously Mercedes se motor is gebou om genoeg grip te genereer wat presies wat Zandvoort nodig het in terme van daai kronkelende sektor. Yes. Om te gaan veg daarvoor. So ek sien definitief 'n Kimi Antonelli wat sy championship fight voortsit en ja, ek dink net vir George om dit in te haal gaan. It's a tall order en George het net nie meer vir my sy edge nie. Ek dink ook nie so nie. Ten spyte van sy ek weet daar's 'n paar ek weet daar is wel 'n paar George aanhangers. Ek sal nou nie julle kritiseer nie. Elke ou vir sy opinie, maar verstaan jy. So nie dat ek gaan hulle join nie, maar George het vir my ek weet nie, dis asof hy daai verloor. Dis asof Kimi het hom seer gemaak. Nee, Kimi het vir hom gesê ja, dis hoe dit gedoen word. Ja, maar se libom lekker. Ja. En hy kan nie bypas nie en dit vang hom en ek dink hy weet nie om dit te hanteer nie. Hy doen nie en hy kan nie die druk hanteer nie. Ja, so dit gaan nog wel interessant wees om te sien. Waar pitch hierdie twee hulle championship battle in naweek. Ja, gepraat daarvan terwyl ons nou van die Uwe praat. Ons het dit nog nie genoem nie. Ek dink ons het al 'n episode gehad nadat dit gebeur het nie. Die man het ook nou verloof geraak. George Russell. Wat is sy naam? Yes, actually nogal 'n mooi dametjie. Well, okay. Ja, nee. Ja, ek moet nogal sê, ek weet nie hoe sy in die prentjie inkom nie, of sy agter die geld anders nee, maar ek dink maar nee, is 'n mooi daar. En weet jy, Alex Albon het ook bruikbaar verloof geraak. Ja, met sy golfertjie. Ja. Lekker. En hulle was in Suid-Afrika. Yes. In sy aftyd. Dis daar in die noorde, nie hier onder nie. Ja, nee, ek dink maar as hulle hier was, het niemand dit gepubliseer nie, want dink het gewens uit 'n freaking wynplaasie besoek hier in die Kaap van Storms. Absoluut. Dan so gepraat van Mercedes, hulle customer engine ouens wat vir hulle ore aansit. Ons ou McLarentjies. Hulle is in Hongarye, hulle het goed gelyk daar. Wel,
Lando se teruggeslaan met kar is 'n bitter goed. vengeance, papi. Ek hoop hulle daai upgrades nou in Oscar se kar ook ingesit, maar ek glo ek dink hulle het dit nie gedoen nou nie. So ek dink dit sal 'n baie interessante een wees om te sien hoe McLaren gaan uitkom en hoe hulle gaan kompeteer nou met die groot manne hier voor. Want dit gaan groot raak. Ja, ek dink McLaren se grootste challenge nog die jaar was energy deployment. Wanneer hoe hy dit gebruik maak, dit lyk asof hulle dit uitgesorteer het. En dan hulle aktiewe aerodynamics, hulle active, jy kan sien hulle het nog nie die Macarena wing gekopie nie. Ja, dit het ons getoets dat Hulle het nog getoets, gerye, maar dit is nog jy weet, hulle is nog nie convinced dat dit reg is nie en so kan ons aangaan. Ja, Jy weet, maar ek dink McLaren het redelike konservatiewe approach gehad hierdie jaar met die oog op om te kyk, jy weet, kan ons miskien opvang, want weet jy wat die realiteit is, wat Mercedes kos nou op die oomblik ja. en nie byvoorbeeld 'n McLaren of Ferrari nie, is hulle reliability issues. En dit hang af wat se komponent gefaal het Korrek. op die engine, want anders gaan jy die hele engine moet vervang. So, Dis reg. as dit aangaan, kan daai Mercedes engine baie verswak in terme van durability en reliability met wat ek bedoel, jy gebruik 'n engine 18350, Yes. dan moet hy iewers nog 'n race doen, verstaan jy? En dan moet jy grid penalty vat. So, ja, kom ons kyk. Ek dink die grid penalties gaan ons maar van Monza los, want ek dink almal dink hulle gaan O ja, nee, almal gaan daar verby jaag en deurjaag, maar ons kan sien dit. En maar jy weet, ek dink hulle strategie by McLaren was weer on point geweest. En ja, ek dink beide Lando en Oscar doen goed sover. Absoluut. Ja. En ek dink ons is in vir 'n baie close Ek dink so. naweek. Ek dink hulle gaan definitief in die mix wees hierdie naweek. Ek dink nie ons kan hulle weggooi nie. Dan kom ons by die tweede plek ouens, die mededingers, die Scarlet Ferraris. Nou sien. Of wat hy nou. Jesus, ek is so dankbaar ek het dit so geoefen. Fratelli Italia. Ek is so bly ek het hom reg gemik. Hy was on point, Colin. Oh, kyk. So, Charles Leclerc, Lewis Hamilton kom in met baie momentum na 'n paar races. Ek dink Hungary het weer so 'n bietjie die bandverbruik vermoë van die Ferrari bietjie uitgewys van hoe swak dit is en hopelik het hulle 'n working summer holiday gehad waar hulle kan werk aan die goed. Ja. Maar hulle gaan definitief baie gevaarlik wees, ek dink. Definitief. Hulle gaan definitief 'n bietjie styging speed afgee, maar in die kronkel en die draai wat daar is, dink ek behoort hulle goeie downforce generate. Ja, so ek dink dit is definitief 'n groot ding en dan ja, ek dink Ferrari het nogal met hulle qualifying gesukkel hierdie jaar, nee. Dis nogal een ding wat hulle nogal hierdie jaar So Q1 en Q2 het ek genoteer, doen hulle regtig goed, maar as dit by Q3 kom, ja, dan val hulle uit. Dan val hulle uit, verstaan, want dis hulle noem dit in racing as jy bou op. Dis reg. Okay, so jy kry jou goed op temperatuur, jy kry alles op operating temperature. Wanneer alles reg op operating temperature is, dis dan wanneer jy die lap bymekaar kan sit. Korrek. Maar as jy nie het nie, dan gaan jy hier 'n understeer of hier 'n oversteer of jy gaan 'n brake snap of wat ook al. Want alles is net roggie reg nie. So iets wat Ferrari nogal definitief reg gekry het hierdie jaar is rondom dit. Maar Kali, as jy nou Ferrari was en dis twee helfte van jy sien waar Lewis is en jy sien waar Charles is. Ja, want Lewis lê Where back a man. Wie back jy? Jy weet, back jy nou al ouens, maak jy nou al lyne baie duidelik en sê luister hierso,
sorry nee, maar ook nie sorry nie. Dis 'n baie goeie vraag. Weet jy, staan hulle kans om regtig realisties gewys drywerskampioenskap in te haal? Okay, Loos is nader as wat Charles is. Wel, Kyk, enigiets kan gebeur. daar's 'n As Kimi daar's 'n plat wiskundige val. som wat sê ja. Ja. Moenie 'n fout maak nie, maar Max is nie in daai span nie. Wat daai wiskundige som laat maak dit nie. Ek weet die wiskundige som het net vir ons gesê dit is realisties. Dis nie onrealisties nie. Dis wat die wiskundige som vir ons sê. Ja, Maar tuurlik. nou moet ons sien wie se ou wat die wiskundige som laat werk het. Michael Massey. So Hier kom No, my- Maggie, no. Ja, kom mykie terug. Maar ek moet vir jou eerlikwaar sê, ek sit en wonder as ek persoonlik gewys, as ek Ferrari is, dan sal ek sê ek gaan nog nie noodwendig 'n drywer spesifiek back nie. Ek Hulle is gaan nog naby mekaar, ja. Ek gaan hulle sê, hulle is nog naby genoeg aan mekaar voordat jy kan sê, weet jy wat, die ene is regtig bo die ander ene, ver genoeg om te sê ouens, ons moet sorg dat Loos of Charles, ongeag watter ene dit nou ook al kan wees, maar dat ons moet seker maak die persoon kry die hoogste moontlike posisie. Presies. Wat ek wel sal sê is, ek sou sê dat Loos en Charles op 'n manier moet saamwerk om hy Ferrari te kry in die beste moontlike posisies elke keer Maar is daar vir konstrukteurs. is daar samewerking binne Ferrari? Dit is 'n baie goeie vraag waaroor ek ook al begin sit en wonder het. Ek gaan vir jou eerlik wees, ek het nog nie met jou daaroor gesels nie, maar ek is bly jy vra die vraag want ek het ook al baie daaroor gewonder. My uitgangspunt sou gewees het en ek het dit al so 'n bietjie gaan kyk na daai hier in die aftyd. Jy nou sit in lusse vir Formule 1 en jy weet nie meer wanneer hoe lank ons moet wag, ja, gaan maak jy interessante goedjies waarna jy kyk. Een van die goed wat ek opgelet het, wie as Loos en Charles of Charles net ordentlik kan saamwerk en daai vir twee Ferraris net elke keer saam so hoog as moontlik kan plaas op in 'n wedren. George weet ons is 'n los kanon op hierdie stadium van die geveg en so jy kom nou amper na amper nie heeltemal nie in 'n scenario soos wat stamper amper. Kimi vir Mercedes moet lei soos wat Max het al die jare nou vir Red Bull gedoen het. Maar nie heeltemal nie, maar amper genoeg. So as jy vir Charles en verloos het wat net gaan druk sit op George, wat ons klaar sien sy eie spanmaat laat vou hom, kan daar potensiaal wees dat Ferrari ons weer op die konstrukterspodium kan sien. Kan dalk, ja. Enigiets is moontlik. Dis die een waarna wat ek baie persoonlik gewys, as ek moet gaan kyk na, is dit die groter prentjie waarna wat ek op hierdie stadium van die geveg. Ek weet dis waar die geld lê en dit is alles, maar as ek na die groter prentjie gaan kyk, is dit die een wat ek sal sê, weet jy wat? Dis nommer 1. As ons in daai periode sien van, okay, 'n Loos of 'n Charles is besig om uit te styg, ja, dan sal ek sê, right, ons back daai bestuurder. En dan gaan die ander een die defense doen en daai goed dan. Maar vir nou, ek sal sê Ferrari kou vir die konstrukteurs. Ja, kyk, ek is met jy daar. Ek dink guldige geleentheid. Hy's daar. Ek dink is maar net die spoed. Ek dink hulle kry is hulle ook met 'n engine upgrade kry of hulle engine afgekom het. Hulle kry ook een of ander tyd. Ja, van Baku. Baku, dis reg. Maar dit gaan goed wees. Dan die home hero uit Max Verstappen. En net oranje leer wat jy oral sien. Ek dink Red Bull hierdie seisoen was mediocre geweest. Was 'n moeilike seisoen. Jy weet hulle die verbysteek geleenthede is net moeilik en jy weet as ou kan kyk na as ou kyk na wat hulle wil doen met die Red Bull en waantoe hulle op pad is met hom, jy weet, gaan hulle regtig gehaas het hoe tyd moet druk.
Hulle sal moet. Want ek dink Max het nêrens anders om te beweeg op die oomblik en ons kan miskien nou net vanaand daaroor gesels. Ja. Maar hy sit met Isaac Ajar wat goed is. En jy sit met Max Ja. wat so half jy weet ek wil nie wees nie, maar ek is nie 'n ander topspan om te wees nie. So en ek maar werk Dis so moeilik dit. hè. Ja, dit is Kali. Ek dink net hy gaan net met besef maak nie saak of hy 'n McLaren, 'n Ferrari of 'n Red Bull sit nie. As hy masjinerie het wat hy het hy die potensiaal om 'n surprise te spring en ek het net 'n snaakse gevoel. En dit sal so fitting vir Formula 1 wees as Max hierdie clean swear. Jy weet, met die wen. Ja. Ek dink dit gaan hom definitief 'n boost gee, maar die feit dat hy nou in die laaste fase van die seisoen ingaan. Ek dink net Red Bull het soveel goeie races gehad en mechanical failures gehad wat hulle geblok het Ja. As hy Austria gewen het, kon hom in 'n ander posisie gesit het, maar dit het nie. Ja. Ek weet. So maar ek hoop definitief dit gaan beter vir hulle. My geld is natuurlik op Max die naweek nie met hy 'n Nederlander is nie. Ek dink net dis belangrik. Maar Kalla, as jy die weer af vir ons. Kyk, hierdie tyd van die jaar is dit ons maar altyd 'n interessante waagstukkie met wind en maar kyk, wind is die ander faktor. Ons het nog nie eers daarvan dit genoem nie. Wind is een van daai interessante goedjies wat ook maar 'n rol speel en wat die sand weer nie oorbring daar op die baan ongeag hoeveel rubber hulle neergelê het. So maar dit gaan nie 'n warm naweek wees nie. Hulle praat van so 21 grade. En dan absoluut of dan sit mos dan daai reën, daai tipiese Noordsee reën wat enige tyd kan kom. So die ouens se radars, ek weet nie, hulle gaan seker iewers daar buite op die see sit en hulle seker olie tanker wat dryf daar buite. Verstaan jy? Hulle gaan verseker hulle manne uitstuur op die bootjies om te gaan kyk daarso laat te sê waartoe kom hy. En dan dat daai goed mos baie keer 'n manier van hy's op pad en dan vat hy sy stap om soos Cheslin om die baan. So jy maak gereed vir hom en as jy weer kon kry dan lê hy as hy langsaan verby. Of hy slaat vir jou solid. Laat so enigiets kan gebeur. Dit is die interessante een. Dis wat Zandvoort eintlik so lekker maak. Is daai interessante een want dit gaan die strategie. Jy moet so gereed wees strategies gewys oor wat kan gebeur met die weer want jy moet altyd gereed wees. Die reën kan kom, hy kan wegbly. Laat jy moet net reg wees vir die scenario wat voor jou gaan opspeel. 100%. En ek dink dit is weer eens die onvoorspelbaarheid van sport. Absoluut. En ek dink dit is wat ek so geniet van sport. Ja, verseker. Maar nou kyk ons na 'n paar nuusbrokkies. Eerstens ons het 2 episode terug gesê, Sepang Malaysia's terug. Ja. Dis Bahrain is coming to Malaysia. So dit is soos in Kuala Lumpur wat die reisgewers, maar dit word die Bahrain genoem. So hulle noem dit nou Bahrain coming to Malaysia. So jy weet, dis ook ek moet nou afval want ek krap kop oor hoe werk dit. Ja, dis nog 'n moeilike een, hè? Jy weet, Bahrain jy weet jy het geen geld, geen net geld vir die Maleisiese mense. En kom ons met die Malaysian Grand Prix. Ja, hoekom nie? Jy weet, Ons het al die jare dit daar gehad. Maleisië kan dit doen. Dis nie asof hulle dit nie kan doen nie. Ja, die tickets selfs is net verskriklik gedra. Die belangstelling het gegaan. Dis jammer. En dit is baie jammer, jy weet, maar dit is een van die beste tracks wat Herman Tolke al gebou het in ons nuwe era van Formule 1. Ja. Dan Kalla Fernando Alonso gaan dalk nog 'n jaar bly. Dit klink asof hy 'n jaar wil aansluit. Dit beteken dat Honda wat hulle nuwe upgraded engine die naweek bring, gaan definitief dalk moontlike verskil maak. Ja. Weet hoe ver op die grid dit hom kan vat, weet net Adrian Newey alleen.
Maar dit behoort hulle baie groot hupstoot te gee. Ja, as hy kan afkom, dan gaan dit baie interessant wees. Ja, 100%. En dan sê gesê Max gaan maar moet bly by Red Bull want ons geen ander topspan wat hom wat spasie het vir hom op die oomblik nie. Wat spasie onder andere? 'n Ander ding waaraan ek ook gesit en dink het so ruk. Jy weet, as ons nou gaan kyk na 'n klompie bestuurders wat nou spanne gewissel het so oor die laaste paar jaar. 'n Carlos. Dit het vir Carlos lank gevat om by Williams. Okay, nou Williams is nou ook nie een van die topspanne in die op die grid nie, maar nog steeds, hy het 'n rukkie gevat voordat hy gewoond geraak het aan die kar. 'n Lewis het lank gevat voordat hy gewoond geraak het aan daai Ferrari. Skuif Max, moet hy amper 'n seisoen uitsit om te sê, Ja, ek dink hy sal dit doen, maar ek dink Nee, kyk hy sal GT3 jaag, maar ek dink Max sal sommer nou Formule 1 los nie. Ek dink hy gee nie Formule 1 te veel. So dit wat jy nou dit sê, dis 'n ander ding wat my ook al in die ding gesit het, is hoeveel ander spanne gaan toelaat dat hy gaan GT3 jaag tydens die Formule 1 seisoen. Wel, ek dink is fyn. Gaan dit Toto dit toelaat byvoorbeeld? Daai tipiese Duitse jy verstaan wat ek bedoel. Dis 'n moeilike konsep want hulle gaan amper wil voel maar jy sit by ons so jy gee 100% vir ons. Ek hoor jou, dis Max se kos. Hoe meer hy kry daarvan, hoe meer ek wil amper sê energie kry hy uit en hoe meer is hy reg daarvoor. Maar gaan almal daai selfde manier dink. Kyk, Ferrari gaan nie dus op daai manier dink. Ek twyfel sterk of jy gaan Ferrari gaan sê maar ja, go for it. Ou, as jy 'n afnaweek het, why not? Ja. So ja, dis nogal so dit is 'n moeilike oorweging vir hom dink ek. Dis nie net vir kom ons klim die bootjie in ons gaan oor na die ander kant toe nie. Ja, ek dink dit is definitief so. Ek dink Alonso gaan iewers moet sy mind opmaak vir wat wil hy doen. Hy sal ongelukkig moet. Maar hy moet retire iewers. Dit hy wil nie en hy het nog spoed, so terwyl jy nog spoed het en reflex het, definitief. En dit is vir dat wat Alonso weet besoek het van of het van 2006 af al, jy weet. So en vanaf hy begin jaag het, so dis definitief deel van sy make-up in terme van hy moet dit net betyds doen. Ja, hy gaan moet, jy weet. Jy hoor wat ek sê, dit help nie hy doen dit en ons sê, weet jy wat, ou, jy moes dit al 2-3 jaar terug gedoen het. Maar nou sit jy nog steeds hier en dit is retire nie. Jy weet, jy's oor daai kruin. Ek stem saam, ja, hy het daai spoed, hy het alles wat nodig is en fantasties. En ongelukkig is sy karier maar gemerk met swak career decisions. Ja, dit is ongelukkig, né? Jy weet. Hy het gereeld geskuif elke keer McLaren, Renault elke keer op daai oomblik wat die span 'n dip vat. Korrek. Hy was baie ongelukkig wat dit aanbetref. 100%. 100%. En is die ding Gary is jy weet met dit bygesê bring Honda hulle upgrade engine die naweek. Gaan nigter weet waar dit hulle gaan sit. Maar hopelik in die top 10, miskien of top 11. Hulle verdien dit ten minste. Ja. En dan baie groot nuus uit Amerika uit is Graham Loudon is vervang deur Marcin Bedlowski wat altyd of interim team principal was vir Alpine terug. So dis reg. Baie interessant. Ek dink Graham Loudon was tog altyd 'n ou hy Manor Marisha op die been gebring. So sy spesialiteit is om jong Formule 1 spannetjies operasioneel en funksioneel te maak. En hy het duidelik sy job reg gedoen en sy KPI's geslaan. So
nou move aan na die volgende projek toe. So ja, kom ons kyk, wat gaan Graham doen, wat sy invloed gaan wat gaan Badowski doen daarso. Interessant wees. Maar dit behoort interessant te wees en ja, en dan ja, soos ons vroeër gesê het, Kali is dat dit is die laaste Grand Prix vir vir Nederland wat jammer is. Die gunsteling een om oor te vat by hom is obviously Spa en ons wil nie Spa van die kalender afhaal nie, maar dan dit gee geleentheid vir nog 'n baan om by te kom ook. En daar's nog 'n paartjies. So ons sit dan met die topkandidate wat hulle sover vir ons genoem het is Imola, Hockenheimring. Okay, dit is 'n lekker trek wees om terug te hê. Dit gaan interessant wees om hom terug te kry. Die Nürburgring is net so nice. Ja. En dan kan jy glo Kyle Lamy is ook daar onder die Ek was consideration. verbaas toe ek gesien het Kyle Lamy word nog steeds genoem. So Kyle Lamy verdwyn nie uit die gesprek uit nie. Waaroor ek opgewonde is. Ek weet baie versigtig opgewonde. Ja, so ons weet. So kom ons kyk. Nou Kala, net voor dit, kom ons hardloop gou deur die naweek. Hardloop ons deur aan. Ons gou daarso, soos dit begin Vrydag 12:30. Nee, ek ook, ekskuus, 12:30. Begin ons met free practice 1. En dan gaan ons sommer direk oor daarso na of so 'n bietjie later Vrydag na 4:30 na sprint quali toe. Saterdag het ons dan die sprint om 12:00. So net voor middagslaapie tyd. En dan kan ons Saterdag namiddag die quali kyk 4:00 middag. Net voor die bokke toets. Net voor die bokke toets. So jy kan quali kyk en dan kan jy of baie bly of baie spyt wees en dan kan jy die bokke kyk en dan kan jy bly raak. Dan het ons die lekker Grand Prix Sondagmiddag om 3:00. Wonderlik. Heerlik. Ek sien uit daarna. Ons is in vir 'n fantastiese naweek. Ja, absoluut. Wat ons dan bring Kali by die voorspellings. Great. By die voorspellings. Eina, dis nogal moeilik na 3 weke se rus en jy weet nie wat al agter die skerms gebeur het nie, né? Nee. Weet jy wat? Ek gaan 'n groot ene vat. Ek het net my uitlouting baie sterk gemaak en ek het baie sterk standpunt ingeneem. So kom ek hou by my standpunt en ek gaan sê wag eers, ons het 'n sprint. Laat ek daar begin. Kom ons begin net by sprint wen. Ja, sprint wen. So kort afstand. As Mercedes 'n goeie wegsteek en kom ons gee hom vir Kimi as 'n goeie wegspring. By die Grand Prix. Paul dink ek gaan tussen Max en Kimi wees. Ek dink Kimi gaan hom vat as Paul, maar die Grand Prix dink ek gaan Max. Daar's net iets. Ek weet nie hoekom ek so voel nie. Ek voel daar's iets vir Max hierdie naweek. So ek gaan sê Max 1, Kimi 2. Ek is in 2 oor 3 oor die McLaren se potensiaal skielik op die prentjie kan kom en ek het nog nie vir Oscar in die nuwe opgraderings gesien nie. So ek wil hom graag daar insit, maar op hierdie stadium van die geveg was Lando die een wat redelik goed gelyk het. So ek sal sê dalk op 3 Lando. Okay. Right. Vir my ek gaan nie deny nie, ek dink hierdie definitief 'n Ferrari trek. Ek weet dit is moeilik om hulle nie in te sit nie. Dis baie moeilik. Ja, dit was nogal vir my 'n moeilike. Maar nou in dieselfde opsig sien jy McLaren en Red Bull definitief dieselfde tipe kaliber downforce whatever. So my pole position gaan na Charles Leclerc toe gaan. Okay. My wen gaan na Max Verstappen toe gaan. Charles tweede. En ek gaan vir Antonelli derde sit. Okay. Dit sal my top 3 wees. Ja. En ek kan net sien dat Antonelli daai gap bou. Poor George in die race en
Ja, tensy Hamilton haser die hoek uit kan ruk. I don't know. Ja. Ja, So jy ja, weet nooit. Maar nee, ja, kom ons skiet. kom ons kyk wat gebeur. Maar dames en here, ons hoop julle het hierdie show geniet Net soos ons. en net soos ons. En asseblief kos jou niks. Ja, Dit kos jou net 'n bietjie net daai sensoriese klein bietjie beweging. energie van 'n vingertjie. Druk die knoppie. Tap hom net. Kan net so. Like hom, share hom, subscribe, 3. En deel met ons in ons platforms. Onthou, ons is op Spotify en Apple Podcast. En ons het en ons YouTube's obviously ook nog daar. So en hooplik het ons binnekort baie goeie nuus. Ja, ek werk aan daai enetjie. En dan gaan ons dit met julle deel. Mm. En dan ja, dan wil ek ook net sê wees veilig, geniet dit. Ja. 'n Lekker naweek. Moenie vergeet om julle vuurtjie aan te steek nie. En mag ons 'n baie goeie Nederlandse Grand Prix ervaar. Vir oulaas. En dis 5 4 3 2 1 5 ligte.